Net oor kan die berge in die land wat wag. Net die skone Godsdienst in sy heilige pragt. As ons moe strede oor die berg gaan, sien ons reeds die einde van ons pelgrimspad. Ons is byna tuis. Ons is byna tuis. Sien die lig wat stromend van die koepelstal. Sien die luister wat uit elke stadspoort straal. Ons sal spoedig deur die goue strate gaan. Hoor die engele stemme waar die tempel staan. Ons is byna tuis. My broeder, my suster sal ons heel daar sien. In die land van vrede waar ons Jesus dien. Neem sy boodskap aan en bly aan hom getrou. As hy weer terugkom, roep hy hoop vir jou. Ons is byna tuis. Ons is byna tuis. Sien die lig wat stromend van die koepelstal. Sien die luister wat uit elke stadspoort straal. Ons sal spoedig deur die goue strate gaan. Hoor die engele stemme waar die tempel staan. Ons is byna tuis. Was hy? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die nuwe dag. Dankie vir die Sabbat. En waar ons gaan gesels oor die invloed van musiek op pad na ons hemelse tuiste toe. Mag dit 'n boodskap wees wat ons harte warm maak en gereed maak vir die dag wanneer ons U sal ontmoet. In Jesus naam. Amen. Ek lees in die boek Petrus dat ons die koms van die Here kan verhaas. En ek het baie gewonder, maar hoe verhaas ons die dag van die Here? Want my tyd is nie God se tyd nie. Dit weet ek vir 'n feit, maar hoor wat sê dit in 1 Petrus 3 vers 12. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas. En ek het baie gewonder, maar hoe verhaas jy die koms van die Here? Toe ons in klas opgebly het op die plot, was daar 'n stukkie wat skoongemaak moes word, met baie ysers en goed wat in die gras gelê het. En ek het die oggend so gekyk na daai stukkie en ek sê, dit gaan nooit klaar kom vandag nie. Daar's net te veel wat gedoen moet word. Maar graaf in die hand, besig om te skoffel, spring ek in, my ma kom na so rukkie daar, sy kyk, sy sê, jy gaan nie vandag klaar kry nie. Ek sê, ek weet dit. Dit gaan net nie klaar kom nie. Maar ek begin so my kop 'n liedjie te kry en ek begin te sing en soos wat ek werk, sing ek en toe ek weet is ek klaar. En ek kyk na my horlosie en maar dit het my 2 ure geneem om klaar te maak. En later dink ek daaroor en ek sê maar hoe het dit so maklik gebeur? En toe besef ek, maar weet jy wat? Terwyl ek gewerk het ek gesing en ek het nie meer gefokus op wat die groot werkie voor my is nie. Ek het begin fokus op die lied wat ek sing en met dit het die werk net vinniger gegaan sonder dat ek dit besef het. Nou, hoe kan ons musiek gebruik met Kanaan in sig? Nou, musiek was nog altyd deel van my lewe gewees en van jongs af het ek geleer om op die klavier te speel, om te sing. My ma was baie musikaal gewees, so met elke
oggend en aand godsdienst wat ons gehad het ons 'n lied uit die lofliedereboek gesing. So, musiek was daar gewees van die begin af. Sy vertel dat sy op 'n tyd die oorfoon op haar maag gesit het, toe ek nog binne in die baarmoeder was, en dan het sy daai musiek gespeel. So, ek dink ergens het musiek begin vashaak binne in die brein, soos wat sy musiek gebruik het. En dis nie net ek wat van musiek hou nie. Met Quentin se geboorte, of net voor sy geboorte, het hy ons eendag in die kar en ek het musiek opgesit waarvan ek en sy hou, en die volgende oomblik sê sy vir my, voel hierso. En Quentin skop op die maat van die musiek in haar maag. So op 'n manier het hy die musiek gehoor en hy het met sy voetjies die ritme gehou. Of my jongste, Naquisha, wat lekker na Veggitel se musiek geluister het. En dan moes ek aanskou hoe sy saam die bewegings doen. En selfs op die einde van die liedjie probeer om die note te kry op haar manier. Maar dit is hoe musiek deel is in ons huis. En met ons oggend en aand godsdiens, dan vra ons ook vir hulle, wat se liedjie wil julle sing? Visies in die water, my God is so groot. Rol die sondes las weg, en dan leer ons vir 'n paar mense die liedjie weer van vooraf. Want dit is mos lekker om net te kan sing. En dit is goed so, want die woord van God moedig ons aan om God te loof deur musiek. In Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere. En sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Dis het ons marching orders. Maar die vraag wat seker ook opkom is, maar Heinrich, wat het musiek te doen met ons pad na Kanaan toe? Ons is op pad na Kanaan toe, en wat doen musiek daarmee? Met my oorspronklike navorsing in die eerste tabernakel het ek iets agtergekom. Daar word nie baie gesê oor hoe musiek gebruik was nie. Dit is asof daar net nie enige beskrywing is van musiek wat daar gespeel het nie, behalwe vir die volgende. Numeri 10 vers 2 tot 10 vertel vir ons van 2 trompette wat gebruik was om die volk te roep vir oggend en aandoffer. Hoor wat sê dit. Maak vir jou 2 silwer trompette, van drywerk moet jy dit maak. En hulle moet vir jou dien om die vergadering byeen te roep en om die laads te laat opbreek. As hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering by jou byeenkom by die ingang van die tent van samekoms. Maar as hulle op een daarvan blaas, moet by jou byeenkom die owerstes, die stamhoofde van Israel. En as julle alarm blaas, moet die laads opbreek wat aan die ooste kant staan. Maar as julle die tweede keer alarm blaas, moet die laads opbreek wat aan die suidekant staan. Alarm moet julle blaas as hulle moet opbreek. Maar as die vergadering byeen moet kom, moet julle blaas, maar nie alarm maak nie. En die seuns van Aaron, die priesters, moet op die trompette blaas. En die trompette moet vir julle 'n ewige insetting in julle geslagte wees. En as julle in jou land in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas, dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van die Here julle God, en julle sal van julle vyande verlos word. Op die dag as julle vrolik is, sowel as op die feestdae en by die begin van julle maande, moet julle by jou brandoffers en by jou dankoffers op die trompette blaas. Hulle sal dien om julle in gedagtenis te bring voor die aangesig van julle God. Ek is die Here, julle God. Nou hierdie is interessant dat trompette gebruik was om die volk te herinner dat hulle moet kom vir aanbidding. Nou Warren Wiersbe merk op in sy boek Be Counted dat hoewel die trompette geblaas het, was dit nie gebruik om die volk in gewyde sang te lei nie. Later toe Israel in die beloofde land was die trompette nog steeds gebruik om die volk te herinner aan 'n fees wat sou plaasvind en dat hulle moes opgaan na die tabernakel. Dit was ook gebruik gewees om oorlog aan te kondig. Nie net was dit om die volk te waarsku nie, maar dit was gedoen in 'n manier van gebed dat God die volk oorwinning sal gee oor hulle vyande. Nou kom ek lees vir julle hoe stel Warren Wiersbe dit in sy boek Be Counted, bladsy 40. Like the Old Testament people of God, the children of God today are awaiting the sound of the trumpet that signals our gathering together to Jesus, as well as God's declaration of war against a wicked world ready for judgment. Until that hour,
we remain a pilgrim people in this wilderness world, following his directions and serving him faithfully. Dis maar mooi gestel. Soos wat ons wag vir die koms van die Here, wag ons ook op die trompet wat moet blaas om ons te sê, die koms is naby. Maar dan kom ons by die tweede tempel. En hier gebeur iets baie interessants. Want Dawid kom en hy sê vir Salomo hoe hy die tempel moet bou. En hoor wat doen hy? In 1 Kronieke 28 vers 11 tot 13. En Dawid het aan sy seun Salomo 'n voorbeeld gegee van die voorportaal en daarbey behorende geboue, van sy skatkamers en sy bovertrekke en sy binnevertrekke en die vertrek van die versoensdeksel. En 'n voorbeeld van alles wat by hom in die gees was, van die voorhoewe van die huis van die Here en van al die kamers rondom en die skatkamers van die huis van God en die skatkamers van die heilige gawes. En van die afdelings van die priesters en die leviete en van al die dienswerk in die huis van die Here en met al die gereedskappe vir die diens van die huis van die Here. Maar let op vers 12. En in Engels sê dit iets baie interessants. En die New King James sal dit vertaal dat wanneer geskryf word en gesê word, en 'n voorbeeld van alles wat in hom in die gees was, skryf dit, and everything given by the Spirit. So ons weet dat God het deur sy gees vir Dawid gewys wat gedoen moes word. Elke ding perfek op plek. Daarna lees ons hoe Dawid die leviete bevel gegee het en hulle het gekose manne onder hulle gekies om as musikante op te tree. 1 Kronieke 15 vers 11 tot 28 vertel vir ons, en Dawid het Sadok en Abjabtar, die priesters, en die leviete Uriel, Asaja en Joel, Semaja, Eliel en Aminadab laat roep, en aan hulle gesê, julle is hoofde van die families van die leviete, heilig julle en julle broers, en bring die ark van die Here, die God van Israel op, na die plek wat ek daarvoor gemaak het. Want omdat julle in die begin nie by was nie, het die Here ons God teen ons uitgebreek, omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. Daarop het die priesters en leviete hulle geheilig om die ark van die Here, die God van Israel te gaan haal. En die seuns van die leviete het die ark van God, soos Moses, volgens die woord wat die Here beveel het, op hulle skouers gedra, met die draaghoute op hulle. En Dawid het aan die owerhede van die leviete gesê, om hulle broers, die sangers, op te stel, met musiekinstrumente, harpe en sitters en simbale, om hulle te laat hoor, deur die stem met blydskap te verhef. Die leviete het toe vir Heman, die seun van Joel, opgestel, en uit sy broers Asaf, die seun van Berega, en die seuns van Merari, hulle broers Etan, die seun van Kusaya, en saam met hulle al broers van die tweede rang, Zacharia en Jaseel, en Simarot en Jehiel, en Uni, Eliab, en Benaja, en Masea, en Matita, en nou gaan die name so aan, ek is so bly ons het nie hierdie name vandag nie. En dan gaan hy aan om deur te sê wie dit almal is, en dan kom ons by vers 28. En die hele Israel het die verbondsark van die Here gaan haal met gejuig en basuingeklank en met trompette en simbale, onderwyl hulle musiek maak op harpe en sitters. Wat 'n gebeurtenis moes dit nie gewees het nie. Want nou die eerste keer toe hulle dit gaan haal het, het hulle dit weer op 'n wa gesit en toe het, nou kan ek nie die seun se naam onthou nie, aan die ark geraak en hy doodgeval. En nou kom hulle die tweede keer en hulle doen dit op die regte manier, maar Dawid maak seker dit is 'n groot gebeurtenis wat plaasvind. En met die musiek bring hulle die ark uiteindelik waar dit moet wees. Nou, net om die prentjie bietjie meer in te kleur, om net bietjie meer kleur te gee aan wat hier gebeur het. Hoor hoe beskryf Ellen White dit in Patriarge en Profete, bladsy 706 en 707. At the end of 3 months, he resolved to make another attempt to remove the ark. And he now gave earnest heed to carry out in every particular the directions of the Lord. Again, the chief men of the nation were summoned, and a vast assemblage gathered about the dwelling place of the Gittite. With reverent care, the ark was now placed upon the shoulders of men of divine appointment,
the multitude fell into line, and with trembling hearts the vast procession again set forth. After advancing 6 paces, the trumpet sounded a halt. By David's direction, sacrifices of oxen and fatlings were to be offered. Rejoicing now took the place of trembling and terror. The king had laid aside his royal robes and had attired himself in a plain linen ephod, such as was worn by the priest. He did not by this act signify that the assumed priestly functions, for the ephod was sometimes worn by others beside the priest. But in this holy service he would take his place as, before God, on an equality with his subjects. Upon that day Jehovah was to be adored, and he was to be the sole object of reverence. So hierna het die sangers aangestel, en elke dag was daar gewyde musiek wat gemaak was by die tabernakel. En later sou hulle dit ook gebruik het by die tempel wat Salomo gebou het. Ek het wel die volgende ontdek, rakende hierdie sangers. En hierdie is iets wat baie, baie interessant is. In 1 Kronieke 25 vers 1 tot 6. Maar die Afrikaans sê dit nie so mooi nie. Die Afrikaans sê hulle was besield geweest. Maar hoor wat sê die Engels, wat het hier gebeur? Moreover, David and his captains of the army separated for the service some of the sons of Asaph, of Heman, and Jeduthun, who should prophesy with harps, stringed instruments, and cymbals. And the number of skilled men performing their service was of the son of Asaph, Zakia, Joseph, Netania, en dan gaan het aan die name te noem. Maar ek wil kom by vers 3. Of Jeduthun, the son of Jeduthun, Gedalia, Zeri, en dan gaan die name aan. Under the direction of the father Jeduthun, who prophesied with harp to give thanks and to praise the Lord. En dan vers 4 vertel ons weer die volgendes wat gesing het. Vers 5 sê vir ons wat dan daar gebeur het, maar dan sê dit, all these were the sons of Heman, the king's seer, in the words of God, to exalt his horn. For God gave Heman 14 sons and 3 daughters. All these were under the direction of the father for the music in the house of the Lord, with cymbals, strings, instruments, and harps, for the service of the house of God. Nou hier is interessant, dat hier sê, dat hulle geprofeteer het deur musiek. Nou ek het nog nooit gehoor hoe iemand eintlik profeteer deur musiek nie, want dit sal vir my sê, dis net woorde wat gekom het en hulle het God daarmee geloof. Maar volgens dit wat hier staan, sê dit, hulle het geprofeteer deur musiek te maak. Nou wanneer ons kyk na die Afrikaanse een, dan sê dit hulle was besield geweest, en toe het ek gaan kyk, maar wat is die Hebreëse woord vir besield? En dis die volgende wat uitkom, hoe hy vertaal is, of hoe hulle sê dit behoort te wees. Be in a prophetic trance, behave like a prophet. En dit was my interessant, om te besef dat die Lewiete het nie net musiek gemaak nie, maar hulle kon optree as profete, deur om te sing, deur om musiek te bring, en deur hulle musiek het hulle verskeie gawes gehad, wanneer dit kom by profesie. Die seuns van Asaf het geprofeteer volgens die aanwysings van die koning, en die seuns van Jeduthun het geprofeteer deur God te loof en te prys. Maar hoor wat sê Matthew Henry hieroor, en hy sê iets baie interessants. Singing the praises of God is here called prophesying. Not that all those who were employed in the service were honored with the visions of God, or could foretell things to come. Heman indeed is said to be the king's seer in the word of God, but the psalms they sang were composed by the prophets, and many of them were prophetical. And the edification of the church was intended in it, as well as the glory of God. In Samuel's time, singing the praises of God went by the name of prophesying. And perhaps that is intended in what Paul calls prophesying. Ek verwys nou terug na 1 Kronieke, 1 Korintiërs, soos ek 11 vers 4 en 14 vers 24. En nou kan ek verstaan hoekom Paulus sê dat ons gewyde musiek moet gebruik om mekaar aan te moedig. Om dit te gebruik om te sê, kom ons bring eer aan God. Kolossense 3 vers 16 sê dit vir ons wat ons behoort te doen.
En die Here het deur die musikante geprofeseer. Want hy het woorde gegee aan die profete, en die profete het dit in psalms oorgeskryf, en die sangers het dit gesing. Nou hoe het hulle dit gebruik? 2 Kronieke 20 vers 1 tot 5, ek gaan nie die hele stuk doen nie. Ek gaan net paar van die gedeeltes uithaal wat hier plaasgevind het. En hier het ek nog iets opgemerk. En daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon en saam met hulle deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. En toe hulle kom en aan Josafat berig bring en gesê, daar kom 'n groot menigte teen u van ander kant die see, van Edom af. En kyk, hulle is al in Hason Tamar, dit is in Gedi. En Josafat bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek. En hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. En Juda het byeengekom om van die Here hulp te soek. Selfs uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda en Jerusalem staan in die huis van die Here voor die nuwe voorhof. En dan beskryf dit hoe hy gebid het en wat uit sy hart uitgekom het en wat hy die Here voor gevra het. En in vers 14 lees ons: Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jasahiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jehiel, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf. Daar ons het nou gelees van Asaf, wie Dawid aangestel het om musiek te maak. So hy kom uit hierdie geleerdere uit en hy het gesê: Luister almal wat in Juda is en inwoners van Jerusalem en u koning Josafat. So sê die Here aan julle: Wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle, kyk, hulle kom op met die hoogte Hasis en julle sal hulle aantref aan die kant van die dal voor die woestyn Jeriel. Julle hoef daarby nie te veg nie. Staan gereed, bly staan en aanskou die redding van die Here by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre op teen hulle uit en die Here sal met julle wees. En toe gaan Josafat en hy val neer en hy aanbid God en in vers 20 lees ons die volgende. Daarop maak hulle die môre vroeg klaar en trek na die woestyn uit Tekoa uit. En terwyl hulle optrek, het Josafat gaan staan en gesê: Luister na my, Juda en inwoners van Jerusalem. Glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word. Glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En hy het met die volk beraadslaag en tot eer van die Here sangers opgestel wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moet sê: Loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die Geberteseer wat in Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Voor in die linies. En kan dit dalk net wees, net dalk, dat ons 'n verkeerde gedagte gehad het rakende profesie. Dat ons gekyk het na al hierdie profesieë wat opgeskryf is in die boeke van Daniël en Openbaring en so daarop gefokus het, dat ons eintlik vergeet het waaroor dit eintlik gaan. Dat dit meer was oor, kom ons probeer om dit te verduidelik in plaas van kom ons gebruik dit op die manier hoe God dit gegee het, om gegee te word. Kan dit net dalk wees, dat ons oorwinning net wag, dat ons stemme en instrumente moet neem en saam met die hemelse musikante God se naam groot maak. Hoekom sê ek dit? In Review and Herald 1970 word die volgende aangehaal wat Ellen White geskryf het. It was a singular way of going to battle against the enemy's army. Praising the Lord was singing and exalting the God of Israel. This was their battle song. They possessed the beauty of holiness. If more praising of God were engaged in now, hope and courage and faith would steadily increase. And would not this strengthen the hands of the valiant soldiers who today are standing in defense of truth? They praised God for the victory, and 4 days thereafter the army returned to Jerusalem, laden with the spoils of the enemies, singing
praise for the victory won. When we have a deeper appreciation of the mercy and loving kindness of God, we shall praise Him instead of complaining. We shall talk of the loving watch care of the Lord, of the tender compassion of the Good Shepherd. The language of the heart will not be selfish murmuring and repining. Praise, like a clear, flowing stream, will come forth from God's truly believing ones. Why not awake the voice of spiritual song in the days of our pilgrimage? We need to study God's word, to meditate and pray. Then we shall have spiritual eyesight to discern the inner courts of the celestial temple. We shall catch the notes of thanksgiving sung by the heavenly choir around the throne. When Zion shall arise and shine, a light shall be most penetrating. The songs of praise and thanksgiving will be heard in the assembly of the saints. Little disappointments and difficulties will be lost sight of. Deur om God se woord te bestudeer, deur om te bid, deur om te vra dat hy ons moet vol met sy woorde, gaan hy ook musiek gebruik om ons te help, om die klein dingetjies wat ons nou in vaskyk, wat so groot lyk dat ons nie daardeur kan kom nie, dit ek kan deurmaak. Ek ry met my fiets daar in Woester, en daar is 'n plek wat genoem word die Leeukop. En hy's ernstig, as jy nou kyk na Leeukop wat so opgaan, dis hoe daardie stelte lyk. En so ry ek die dag met my fiets, en ek kom by daai stelte, en ek besef, vandag gaan ek trap. En ek trap hom op, ek kom oor, ek kom by die T-aansluiting, draai om, en toe besef ek, maar as ek afkom met hierdie opdraande, is dit ons nou afdraande. So dit gaan nou lekker wees. En ek vrie, en ek zaal af, en ek kom by waar die draai maak, en met die draai is daar klein opdraandetjie, maar ek hoef nie eens te trap nie, so maklik om net daar oor te kom. En toe ek verby hom is, kom ek by die laaste draai, en daar is so mooi waterpoel wat aan die een kant is, voeltjies wat mooi sing, en met dit hoor ek engelestemme. En ek hoor 'n bekende lofsang, terwyl ek daai laaste stukkie ry. En in my hart begin daar 'n lied op te kom, en ek kan dit sing. Later toe ek daaraan dink, toe sê ek vir myself, weet wat? Dit is wat musiek doen. Ons is reg aan die eindpunt, ons is gereed om klaar te maak met ons reis deur die lewe. Ons kom om daar die laaste draai, en God gee vir ons 'n lied wat ons kan sing op pad na ons hemelse Kanaan toe. Maar dit is wat my uitgestaan het, wat hier met koning Josafat plaasgevind het. Vers 19 en 20 sê, en die Lewiete uit die kinders van die Kehahiete en uit die kinders van die Koragiete het opgestaan om die Here, die God van Israel, met 'n baie groot stem te prys. En dan gaan koning Josafat en hy sê, glo in die Here julle God, dan sal julle bevestig word, glo in sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. In sy eerste brief in die 2de hoofstuk, 9de vers, herinner Petrus ons aan ons roeping en hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volkseiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Ag, as ons maar net voor in die koor wil wees, nie agter nie, heel voor in die koor wil wees, en ons stemme wil gebruik om God te loof en te prys, dan sal al hierdie nietige dinge op hierdie aarde wat ons so vasvang, nie meer ons aandag verg nie. Net soos wat ek besig was om te skoffel en gedink het, dit gaan my heeldag vat, het musiek gewys, dit hoef nie heeldag te vat nie. Dit kan my help om my aandag op iets anders te vestig wat meer belangriker is. So dit is tyd, koninklike priesterdom, om ons stemme te lig in aanbidding. Dis tyd, koninklike priesterdom, om gereed te maak vir die kroning van ons hoofpriester wat binnekort as koning gaan regeer. En Openbaring vertel ons hoe dit gaan lyk. Openbaring 19 vers 11 tot 13 sê, toe het ek die hemel geopen gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem, getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog en geregtigheid.
En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop is. En sy naam is die Woord van God. Vers 16 vertel ons, en hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die konings en die Here van die Here. Vertel ons gewyde liedere ons van hierdie gebeurtenis? Ja, dit doen. En ek is so dankbaar vir elke persoon wat in ons lofliederboek 'n lied geskryf het. En een ding wat vir ons gesê is, wanneer jy kyk na 'n lied, dit moet altyd jou aan 2 dinge herinner. 1, dit moet jou herinner aan wat Jesus kom doen het aan die kruis. Nommer 2, dit moet jou herinner aan dit wat hy gaan kom doen. En elke keer as ek 'n lied sing, dan kyk ek vir daai 2 dinge. Staan dit daar. Word die woorde so gesit dat ek herinner word aan wat vir my gedoen is, sodat ek kan voorberei vir Jesus se spoedige koms. Daar's 1 lied. Ek weet my pa hou baie van nommer 127, want hy het ons sy hoë note aanbid die Here op sy troon. En ek het gewonder, waar kom hierdie storie vandaan? En toe kom ek agter, dit is geskryf deur Edward Perronet in 1779. Nou, hy het op 'n wonderbaarlike wyse gehoor van die Wesley broers, en met hulle invloed het hy 'n methodiste predikant geword. En so het die Here dit op sy hart geplaas om na Indië toe te gaan, sodat hy is die een wat die lied geskryf het, amper gaan ek verder voort. Hy het toe gegaan en hy het die lied geskryf en aan almal verkondig wie Christus is wat hy ontmoet het. 'n ander prediker, E.P. Scott, het hierdie lied gehoor. En hy het daarmee begin oefen op sy viool. En toe kry hy op 'n dag hierdie kan ek sê roeping wat hy ervaar het om na Indië toe te gaan. En hy kom in Indië en hy loop daar rond en hy sien 'n man van ongewone voorkoms. En hierdie man was van 'n groep mense wat in die berge gewoon het. En hierdie mense was bekend vir hulle dade van geweld. Die mense was bang geweest om in die berg in te gaan as gevolg van hierdie mense wat daar gebly het. Maar hy het besef, hulle het nog nie die evangelie boodskap gehoor nie. Hy het toe oor die saak gebid, en teen die aanbeveling van sy vriende wat vir hom gesê het, moenie dit doen nie, het hy besluit, ek sal gaan. Ek sal hierdie mense gaan bedien. En so is hy met die berg op. En toe hy naby hierdie dorpie kom waar hierdie mense gebly het, is hy skielik aangeval van alle kante af, en voor hom is die manne met hulle spiese, gereed om hom dood te maak. Met geen manier om te ontsnap nie, kniel hy neer, haal sy viool uit, en hy wys vir hulle hy wil iets speel. En hulle laat hom toe. En hy maak sy oë toe, en hy begin hierdie pragtige lied aanbid die Here op sy troon, op sy viool te speel. Terwyl hy speel, sê hy verwag dat die eerste spies op enige punt deur sy liggaam sal gaan. Maar hy kom by die laaste vers wat sê, laat elke nasie en geslag erken dat hy regeer, en hy maak sy oë oop. En voor hom staan hierdie manne met trane in hulle oë, spiese gesak, en hulle luister. Daarna word hy toegang gegee om na die bergdorpie te gaan, en daar het hy vir 2 jaar lank die evangelie met hulle gedeel. Baie het Christus aanvaar, en die dorpie se reputasie as mense van geweld het verander. En uiteindelik is daai mense gered. Sien, hy het die oorlog tegemoet gegaan met 'n lofsang, en God het die hinderlaag verhoed. Vandag het ons die geleentheid om die deugde van hom wat ons uit duisendes geroep het tot sy wonderbaarlike lig te verkondig. Nie net deur woord alleen nie, maar ook deur gewyde sang. Deur ons stemme kan ons die deugde van hom wat ons uit die duisendes geroep het tot sy wonderbaarlike lig verkondig.
Waar bevind u self vandag? Agter in die linies, wat saam beweeg? Of is u voor in die koor? Lei dit met gesang, terwyl ons die profesie verkondig. Ek weet waar ek is. En dit is my begeerte om hier te bly, dat wanneer ons by hierdie dal kom, wat genoem word Lofdal, dan sal ons saam met die engelekore die lied kan sing. Aanbid die Here op sy troon. Hoekom? Want ek is deel van sy koninklike priesterdom. En ek is voor in die koor. Wat van jou? Laat ons wat God bemin, ons dank aan hom betoon. Kom sing eenparig tot sy lof, kom sing eenparig tot sy lof. Aanbid hom op sy troon, aanbid hom op sy troon. Ons reis is na Sion, lieflike, heerlike Sion. Ons reis is opwaarts na Sion, die heerlike stad van ons God. Vers 2. Laat al wat God nie ken, maar weier om te sing. Maar koningskinders ken alweer, maar koningskinders ken alweer. En sal hom hulde bring, en sal hom hulde bring. Ons reis is na Sion, lieflike, heerlike Sion. Ons reis is opwaarts na Sion, die heerlike stad van ons God. Vers 4. Kom laat ons juig en sing, maak al ons trane droog. Ons reis gaan na Immanuels land, ons reis gaan na Immanuels land. Na woorde, rein om woord, na woorde, rein om woord. Ons reis is na Sion, lieflike, heerlike Sion. Ons reis is opwaarts na Sion, die heerlike stad van ons God. Is ons saam op pad na Sion? Nou kom ons sing daaroor, soos wat ons huiswaarts keer. Ja, ons het die profeseë. Ja, ons het alles wat opgeskryf is. Maar mag dit wees dat dit wat ons ook sing, ander help om gereed te maak om Jesus eendag te ontmoet. Here, dankie dat ons musiek het. Dankie vir elke skrywer wat geïnspireer was met hierdie boodskap dat U spoedig gaan kom. En wat ons herinner aan die groot gebeurtenisse. Mag dit wees dat dit ons begeerte sal wees om lofliedere te sing elke dag. En dat wanneer ander dit hoor, hulle ook sal wil sê, maar ek wil deel wees van hierdie opgewondenheid voor in die koor, wat die vyand tegemoet gaan. En net soos in Josafat se dae, Here, weet ons hoef nie hierdie geveg te veg nie. U het dit al reeds geveg. Ons getuig net van U oorwinning. En nou, aan hom wat magtig is om ons van struikeling te bewaar, en ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig,
Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en die majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. En almal sê saam, Amen.